Haar bloody buurman, episode 12. Dit was eintlik 'n wonderlike aand, dink Elzaan by haarself. Rikus was toe op die ouend 'n charmante en meelewende mens. Hy het saam met haar huis toe gestap en die sleutel van die voordeur uit haar hand geneem, die deur vir haar oopgesluit en gewag dat sy voor hom instap, toe het hy vir haar gewys, wag net daar. Hy het 'n draai deur die voorhuis geloop om seker te maak dat haar nuwe skuifdeur op slot was. Toe het hy die staalhek wat na haar kamer toe lei oopgesluit. Gelukkig is dit waar die gang af inspeksie gestop het, want anders het hy gesien dat sy meer as een kledingstuk aangepas het, voordat sy op die grys gebreide top en rooi jas besluit het. Hy moenie dink dat sy spesiaal vir hom aangetrek het nie. Nee, glad nie. Sy wil net nie soos 'n plaaswerfbrak lyk as sy genooi is om by iemand te gaan kuier nie. Veral nie as daardie iemand, hey, vee uit, daai gedagtes word nie eens gedink nie, laat staan nog hardop uitgespreek. Jou teels lyk mooi. Rikus wou daarna deur die kombuis stap om na die waskamer se deur ook te gaan kyk. Die enigste ander buitedeur was hy het hom haastig gekeer. Nee, wag, die kombuis lyk nog sleg en die waskamer se deur is so toegepak, niemand sal daar kan inkom nie. Ons sal eers volgende week daar begin werk. Die waarheid is dat sy skielik onthou van hulle eerste aand se ontmoeting. Sy het nog nooit daardie briefie wat sy in houtskool aan haar familie geskryf het, van die muur afgewas nie. En daar slaan dit Elzaan toe tussen die oë. Dit is heel moontlik daardie einste briefie wat Clarissa ook gesien het, toe sy haar koppie wasbak toegeneem het, waarna sy toe mos vir haar so ewe vir Rikus se curry genooi het. Sy sal mos deur die vloersak van skaamte, as dit die geval is, besluit Elzaan, terwyl sy Sondagoggend tandeborsel en gesig was. Net vandag was sy daardie muur silverskoon, nie 'n dag later nie, en al moet sy op die heilige Sondag 'n laagie wit daaroor verf om die finale spore van daardie eerste aand se getuies laat verdwyn, dan sal sy dit ook doen. Terwyl sy koffie maak en gisteraand oor en oor herleef, wonder sy weer wat dit is wat sy in sy oë gesien het, toe Rikus by die voordeur lank in haar oë gekyk het, voordat hy omgedraai en uitgestap het. Dit sal seker beter wees om dit nie eens te probeer ontleed nie, want op daardie oomblik het die horlosie se wysers saam op die 12 gaan staan. Aspoestertjie se aand was verby. Met sluit jou deur dat ek kan hoor, het hy by die voordeur uitgetree. Lekker slaap, daarna het sy gesluit, en toe sy by die kombuis se venster gaan uitkyk om te sien of sy skaduwfiguur veilig langsaan deur die hek gaan. Al weet sy nog nie wat sy eintlik van hom moet dink, of hoe sy oor hom mag voel nie. Is dit tog vir haar belangrik dat hy veilig moet wees? Daarna het sy gaan klere ophang in haar kamer. Terwyl sy haar warm slaappakkie aangetrek het, was daar 'n geluid by die badkamer venstertjie in die gang. Gewapen met haar gewraakte peperspray, het sy gaan kyk. En wie spring seker verby die toilet tot op die vloer? Prins Spookie met sy grasgroen oë. Met 'n miauw. Ek is tuis, het hy hom teen haar vasgevlei. Elzaan het hom opgetel en oor sy rug gestreel, waarna hy in haar arms gesmelt het. Met 'n soen op sy kop het sy gesê, ek weet nie wat jou pa van jou dubbelvryery gaan sê nie, maar welkom terug, Spookie kind. Nou kom help die kat ewe vrolik om die kombuismuur skoon te was. Nee, jy kan nie die seepwater drink nie. Jou skoonwater is bo op die kas en nuwe blokkies. Die oukie het seker gemaak dat daar nie vandag 'n enkele blokkie in sy bakoor is nie. Behalwe vir die muur was en skoonmaak, gebruik Elzaan die Sondag om 'n slag deur haar e-posse te werk. Dit is nou reeds 4 dae sedert die man met sy masjien gedoente hier was.
Elzaan het sy raad gevolg en dadelik die garage begin ontruim. Daar's nog net 'n paar goedjies wat sy nie onmiddellik wil gebruik nie oor en goed wat regtig nie vreeslik waardevol nie. Toe nadat sy ontruim het sy 'n traan gepink waar haar bouers en kosbare kitsiekatkind dit nie kon sê nie. Sy wou niemand ontstel nie, want iemand hier moet sterk bly, al is dit hoe moeilik. Van toe af hou sy haar e-posse met 'n arendsoog dop vir sy e-pos wat moet inkom. Die feit dat die toetsuitslag so lank sloer, maak haar nie minder bekommerd nie. Dit kan beteken dat dinge baie meer ingewikkeld is as wat sy aanvanklik gedink het. Sy wonder ook of die probleem wat op haar plek ontspring dalk implikasies vir die bure langsaan gaan hê. Wat gebeur met Claire Skye byvoorbeeld en die ander huise straat af as sy en haar huis dalk plotseling deur die aarde ingesluk is en 'n groot gat agterlaat? Haar ouers bel net daarna en sy wens sy kon met hulle daaroor praat. Onder geen omstandighede nie, besluit sy by haarself. Sy weet mos, as hulle kan verhoed dat hulle haar in Australië in 'n lijksheid moet gaan eien, dan kom sleep hulle haar nou met geweld uit die huis, wat dit kan veroorsaak weg. Boonop durf sy nie vandag hier weggaan nie. Sy het 'n span bouers wat môre inkom, wie se gesinne van haar vir hulle brood en botter verantwoordelik is. En dan sy 'n nuwe gesin, 'n kind, met vreeslike dubbele standaarde. Sy het gedog sy het 'n katkindryker geword, geglo hy vertrou haar, soos sy vir hom, dat sy hom sal saamneem as hy dalk moet vlug. Katte verplant en verhuis moeilik, maar sy kan nie weer afskeid van hom neem nie. En daarom het sy net vir ingeval 'n katmandjie gekoop. En toe is hulle deur die drill. Vir 3 dae het sy vir Spookie biltong in die bandjie gesit. Dan klim hy in en begin eet, en daarna maak sy die deur toe. As hy klaar is en wil uit, het sy die deur weer oopgemaak. Hy moet nie in vrees aan sy katmandjie dink nie. Hy moet dadelik inklim as hy wil inlok en dan moet hy ontspan. As die kant van die huis begin sink en sy hals oor kop met hom daar moet uithardloop en vlug, moet hy knus in sy mandjie sit. In haar verbeelding sien sy nog 'n hele tyd die Titanic, hoe dit eers in 2 breek, waarna dit die see ingly. Maar miskien moet sy nie daarop reken nie. Wat gaan sy doen as die huis eens klaps en met 'n donderende knal in daardie vreesaanjaende diep tonnels onder hulle verdwyn? Dit was mos so in daardie ander movie, Journey to the Center of the Earth. Selfs daarin is sy bereid om vir Spookie met haar saam te neem. Maar nou weet sy dat Spookie eintlik heeltemal goed vir homself kan sorg. Hy sal waarskynlik minute voordat die ramp gebeur uit die huis glip en in sy pa hier langs aan sy arms gaan klouter. Dan sal hulle saam van daar af afkyk hoe die aarde haar en haar huis insluk. Al wat Spookie sal mis, is die biltong happies wat sy met hom gedeel het. Vir 'n kort oomblik gisterand het Elzaan die behoefte gehad om vir Clarissa en Rikus van hierdie verskriklike probleem te vertel. Dit is eintlik in hulle belang om te weet van die dreigende gevaar hier in die derms van die aarde onder hulle. Behalwe dat Janus haar so half gedreig het met die woorde: moenie nou al met mense daaroor praat nie, moenie paniek by die bure saai nie. Jy weet mos die regering hou nie van vletjieblasers nie. Daarna het sy stem nogal 'n klein bietjie simpatiek geklink, toe hy haar daaraan herinner dat sy eintlik stoksiel alleen daar in die groot huis is. Hy het donderdag aand gebel en aangebied om oor te kom om vir 'n week of so hier by haar te kom bly om haar te beskerm. Hy het ook voorgestel dat dit vir hom tyd sal gee om agter te kom hoe groot die dreigende gevaar nou eintlik onder hulle is. Nee, dankie. Sy sien eerder kans vir 'n vinnige verplasing na die middel van die aarde of selfs Australië toe, as om met 'n eienaardige, vreemde karakter soos hy in haar huis opgeskep te sit. Sy het dit nou nie in soveel woorde aan hom gestel nie, maar sy het hom mooi laat verstaan dat sy die gevaar
eintlik op haar eie sal trotseer. 'n Lang, alleen Sondag wag op Elzaan, want sy het vir Sam en die manne gesê om nie in te kom nie. Daarom besluit sy om maar die dag te wy aan die res van haar administrasie en e-posse wat sy nog nie op datum gebring het nie. Die een van haar vorige baas wag byvoorbeeld al vir 2 dae lank op die rekenaar. Sy maak het oop en toe moet sy dit 2 keer lees. 'n Step down op 'n plaas naby Machadodorp verlang die deeltydse dienste van 'n arbeidsterapeut, skryf haar vorige baas. Die suksesvolle aansoeker sal ten minste oor 5 jaar ervaring beskik. Wat Elzaan het, daarvan sal sy getuig. Salaris onderhandelbaar en beslis mededingend. Dit is dalk presies die deurbraak wat sy nodig het, totdat sy haar eie besigheid uiteindelik aan die gang het. Haar baas skryf verder, Elzaan, dit is dalk jou voet in die deur, want van daar af kan jy pasiënte werf na jou eie kuns wegbreek ook. Toe vra sy, hoe gaan dit daar? Hoe gaan dit met jou? Hoe lyk jou huis? Ek en hubby het 'n bespreking in Julie maand in die Kreerwiltuin. Het jy vir ons slaapplek vir 1 aand? Julie maand is net meer as 'n maand weg en Elzaan het nog nie 'n kombuis van enige aard nie. Nietemin skryf sy, julle is meer as welkom. Daarna stuur sy haar CV na die rehabilitasieplek. In so mate word sy weggevoer van opgewondenheid, dat sy die skrynwerker wat haar waanhuisdeure kom herstel het, sy skriftelike kwotasie, wat ook al 3 dae tussen haar e-posse wag, vir kombuiskaste aanvaar. Daarna gemaak sy 'n draai op haar kunsbladsy op Facebook, en so byna gaan staan haar hart, toe sy sien dat ene Gertrude Fleming 'n aanmerking gemaak het op 'n foto wat sy lang gelede op Maak iets maak geld geplaas het. Die vrou het gereageer op die knoop en doop tafeldoeke wat Elzaan ongeveer 2 maande gelede gemaak het en pryse bygesit het. Duur pryse. Ander mense wil ook daarvan bestel, sien sy, maar Gertrude soek ten minste 20 daarvan vir haar restaurantjie daar by die Kunstdorp waar sy woon. Veral van daai met die seelewe en visies en daai goedjies by. 20? Hoe lang terug het sy gevra? Is dit nou te laat? Nee, dit was dan hierdie Vrydag. Elzaan se hande gaan so aan die bewe, dat sy skaars gebel kry, toe sy haar selfoon nader trek. Sy maak verskoning, omdat sy op 'n Sondag terugbel, maar sy kom nou eers tot stilstand na 'n taamlike onstuimige week, verduidelik sy. En daar wil Gertrude sommer dadelik die deposito betaal, wat Elzaan laat opvlieg. Haar dik rol wit doek, wat sy gebruik, is nog steeds daar in die lang waanhuis. Sy beter dit gaan red, en dadelik begin werk. Eers probeer sy om vir Spookie te verduidelik, dat hy liewer nie saam met haar in daardie donker tonnel na die goed wat nog daar oor is moet instap nie. Toe besluit sy, dalk werk het met katte soos kanaries in mynhope. As die kat uitglip, sal sy ook hardloop. Behalwe dit nogal moeilik is met 'n laprol wat byna so lank soos sy is. En daar gebeur het toe ook net so. Spookie gee 'n benoude mel en storm by haar verby. Maar die rede daarvoor is nie die kraak wat groter geword het nie, ook nie die waanhuis wat 2 centimeter nader aan seespeel is nie. Dit is 'n rot wat uit sy winterslaap gewek is deur 'n baie nuuskierige kykie. En die rot is op die plek woedend. En Spookie is blykbaar nie 'n jagkat nie. Hy is mos 'n beskaafde, opgevoede kat. Sy vleis kom in sakkies en pakkies. Hy weet nie in so 'n rot op sy plek te sit nie. Maar ek voeder jou mos met 'n plank, trap Elzaan die grys meneer uit. En wat doen hy toe? Hy gaan staan op sy agterpote, verbeel sy haar of wys sy tande en maak 'n vuis. Sy wag nie langer om te sê nie. Sy en die rol wit lap
tuimel saam, gat oor kop, by die garage deur uit. Sy lê vir 'n oomblik stil om agter te kom of sy nog leef, of sy iets gebreek het. En toe spring sy op, gryp weer die lap, waarna sy dit by die agterdeur in sleep dra. Sy klap haar kombuisdeur agter haar toe en druk koerante onder die deur in. Geen muis mag homself plat genoeg maak om daarin te kruip nie. Sy hou nie van muise nie, en rotte laat die haartjies op haar arm en in haar nek regop staan. Toe moet sy haarself eers afskud. Liewe hemel, sy het haar hele langbroek stikkend geval. Skaars is sy tot verhaal, of die reuk van iemand se braaivleisvuur bereik haar neus boonop. Sy gaan sit plat op die grond, van dit laat haar nou huis toe verlang, na daardie Sondagmiddag braaie saam met die familie. Nie eens die Woolworth gevriesde lasagne, wat sy later vandag vir haar gaan warm maak, sal haar weer beter laat voel nie. Al wat haar sal help, is om deur die middag aan haar knoop en doop projek te werk. Al hou sy nie regtig daarvan op Sondag te werk nie. Sy gaan trek nie as ander klere aan nie. Haar langbroek is in elk geval nou vernietig. Rikus braai vanmiddag 'n skaapribbietjie daar op sy ma se stoep. Die kuiergroep is vanoggend al voort op hulle roete na die Blyde-rivier en Pelgrimsrus toe. Rikus braai die rib op 'n rotisserie. Die ding loop mos self. Hy staan net soms op om dit met sy spesiale marinade te begin bedryf, en dit ruik al heerlik. En toe is daar 'n bloedstollende gil van die huis langsaan. Hy en Clarissa is saam op hulle voete, betyds om te sien hoe 'n wit kat by die waanhuis onder hulle uitstorm. "Sneeuwie," roep hy, "is dit jy wat daar is?" Maar nee, dit is nie Sneeuwie nie. Sneeuwie en Roy Orbison lees saam in die sonnetjie op een van die stoepstoele daar by hulle. Nie een van hulle lig eens 'n kop op nie. En toe gebeur die eienaardigste ding. Reg agter die wit kat tuimel daar 'n tenger vroumensie met 'n reuse rol iets in haar arms, ook by die deure uit. Die kat trek skoon onder haar uit en sy en daardie rol beland in 'n onordelike bondel op die grond. Jy sien net rol trek en dan vrou en dan lap. Sou sy nou die arme dier met daardie ding wou jaag, wonder Rikus. Sy hou regtig nie van katte nie. Nee, Rikus, jy kan mos sien dat sy en die kat vir iets geskrik het. Sy ma kyk hom aan, asof sy voel dat hy dalk die antwoord van daai vraagie moet ken. OK, dalk het sy 'n slang daar binne gesien, verklaar hy rustig. Ek weet dit is winter, maar dalk het sy 'n slang uit sy slaapplek versteur. Nou moet jy nie maar gaan hoor of dit die geval is nie, Rikus, vra Clarissa. Hy begin lag. Nee, ma, ek kan net dink wat se verleentheid dit vir haar gaan wees, as sy moet weet dat ons gesien het hoe sy gat oor kop oor lap geslaan het. Sy het daarom opgestaan en dit lyk nie of sy seer gekry het nie. Sies, Rikus, hoe het jy so 'n gevoellose mens geword? Rikus trek sy skouers op. Sleg dat sy ma nou so iets van hom moet dink, maar hy weet mos presies wat daar aan die gang is. Elzaan wil nie in haar waanhuis wees nie. Sy dink die plek gaan een of ander tyd onder die grond insak. Dit moet net nie gebeur terwyl sy daar binne is nie. Miskien moet ek laatmiddag oorstap en gaan hoor of sy alright is. Dit sal 'n slegte ding wees as daar iets met haar gebeur, dreig Clarissa. Ma, los die vroumens uit. Sy het genoeg van ons gehad vir die naweek of langer. Dit is duidelik dat sy alleen mens is. Hoekom anders het niemand nog hier vir haar kom kuier nie? Want sy wil seker eers haar huis regkry voordat sy mense oornooi, sê sy ma, typies vroumens. Rikus gee haar 'n kyk, sy huis. Die vrou neek sy huis op. Hoe meer sy gaan afbreek en aanjaag, hoe minder gaan hy vir haar aanbied vir die plek, wanneer sy uiteindelik haar ry wil kry.
Maar dan dink hy weer aan die gevoel wat hy gisterand gekry het, toe hy haar alleen daar moes agterlaat. Wat 'n dapper klein mens sê, wat die aanslae van die lewe so alleen moet trotseer. Wat hom laat wonder het, of sy mense het, wat aan haar dink, en oor haar bekommerd is, terwyl sy so alleen is hier. Wat hom laat voel het, om terug te draai, om vir haar te sê, dit is oukei, ek is hier vir jou. Hy wou nog 'n keer om die huis loop, om seker te maak, dat al haar vensters ook reg is. Dit was die nag, die donker wat gemaak het, dat hy amper omgedraai het, om vir haar te gaan sê, sit my selnommer op jou foon, spoed bel my, as iets hier verkeerd loop. By Claire's Kaya het hy omgekyk, en haar daar in die kombuis by die venster sien staan. Sy hart het soos 'n trekpleister omgespring, en hy moes net keer of die ding hardloop voor hom uit, om haar teen hom vast te probeer trek. Wat gaan met jou aan? Dis mos nie wie hy is nie. Hy laat hom nie deur vroumense met bokkiebruin oë bekoor en sag maak nie. Hy het 'n missie om aan te pak en te voltooi. Word vervolg.